Wie kan die woord van die Here oopmaak vanmôre? Daar in Prediker die 3de hoofstuk. My vrou het besluit vir my ek moet 'n bietjie oor die beginsels praat en ek's 'n gehoorsame man. Ek het onlangs 'n reeks dienste gebring oor die beginsels van die koninkryk. Dis iets wat jy in 1 of 2 dienste kan doen nie. Maar daar is 'n gedagte wat ek graag vanmôre met jou wil deel oor dit. Is hy bietjie hard? Weet jy, hy klink vir my bietjie hard. Is hy reg? As hy reg is vir julle, dan preek ek vir myself ook vanmôre. Nou ja, vriende, kom ons sluit die oë en ons bid saam. Baie dankie dierbare Hemelse Vader dat ons vanmôre voor U kan stil raak en U vanmôre kan aanbid as die God wat magtig is om te red. Ja, Here, as ek dink aan daai geleenthede waarvan Jolien getuig het, waar die Heilige Gees deurdring tot in die diepste wese van die mens. En so is dit vanmôre, Here, as ons bymekaar is, as ons bid, as ons die Bybel lees. Ek dink dalk een ding, ek sê dalk een ding, maar Here, U kom deur die Heilige Gees, soos om Jaapie vanmôre gesê het, en U kom tot daar in die diepste van die wese van die mens. En U bereik U kosbare doel. En Here, vanmôre wil ons net bid dat U vir ons die krag sal gee om ja te sê. Here, dat ons net vanmôre die krag sal hê om te sê, Here, hier is ek luister, soos gisterand, Here, deursoek my hart. Soos vanmôre, maak seker, Here. So bid ons vir hierdie geleentheid, Here, dat U vanmôre U doel sal bereik met hierdie diens. U weet wie sit hier vanmôre wat nog nie gered is nie. Here, hulle het al kampe bygewoon vir 5 jaar, 6 jaar, hulle is nog nie gered nie, nog nie waarlik weergebore nie. U weet wie is hulle. Here, U weet wie is daardie kinders van die Here wat vanmôre hier sit, wat U dien. U het hulle siel uit genade gered, maar hulle gaan deur 'n swaar tyd in hulle lewe. Miskien is dit sonde. Miskien is dit omstandighede. Miskien is dit hartseer, miskien is dit pyn. Ons weet nie, Here, U weet dit. Maar U weet ook wie is daardie kinders van die Here vanmôre wat oorwinnend lewe, maar Here, daar is nie rigting nie. En vanmôre wil U in elkeen van hierdie mense se lewens 'n verskil kom bewerkstellig. En ons dankie, Here, dat dit U werk is. Ag Here, ek dankie dat dit nie my werk is nie. Waarom bid ek, soos ons die woord lees en die gedagtes deel vanmôre, neem hierdie geleentheid vir U rekening. Here, ek gee dit vir U, dis U sin, dis nie myne nie, Here. En Here, ons sal versigtig wees om die lof en die eer en die aanbidding vir U te gee, want dit kom U toe en dit pas by U wonderlike naam. Amen. Ons lees 'n paar verse saam daar uit Spreuke, hoofstuk 3, en ons gaan vanmôre, terwille van die tyd, Spreuke, hoofstuk 3, en ons gaan terwille van die tyd net 'n paar verse lees, maar net ter inleiding voordat ons lees, die Bybel is 'n boek van beginsels. Baie mense wil dit 'n boek maak van wette, maar 'n wet het 'n probleem. Want daar's nêrens in die Bybel 'n vers wat sê jy mag nie rook nie. Daar's nêrens 'n Bybelvers wat sê jy mag nie sekere films kyk nie, want dit het nie bestaan nie. Maar daar's beginsels wat hierdie dinge hanteer. En daarom is die Bybel 'n boek van beginsels. En in Spreuke hoofstuk 3 vind 'n mens 'n volledige lys van elke enkele beginsel wat 'n kind van die Here behoort uit te lewe. En ek sê vir mense, as jy by mense se huis instap, baie keer in die voorportaal, dan is daar 'n versie: ek en my huis, ons sal die Here dien. En dan wonder ek, hoeveel mense dien die Here? Ek wil amper sê, as dit in jou huis is, dan is dit wonderlik, maar as jy instap, maak 'n beginsel om elke dag te stop en te lees en te sê, Here, ek gaan dit weer doen. Want anders is dit net verse daar teen 'n muur. Ander mense het geloof, hoop en liefde. As jy daar instap, geloof, hoop en liefde, maar as jy weer sien, dan glo hulle nie. En as jy weer sien, dan is daar nie liefde nie.